is besig met ons reeks om te lewe op die plek. En vanoggend sê ons wil graag lewe op die plek van gesonde verhoudinge. Gesonde verhoudinge. Wie van julle wil graag daar leef? Yes, ons almal wil daar leef. Ek dink ons almal verstaan ietsie van mense. Somtyds is hulle moeilik. Is dit nie so nie? Ja, ons het almal een of ander tyd te doen met moeilike mense. Mense wat die lewe so 'n bietjie moeilik maak. En net weet dat dit nie so lekker is rondom ons nie. Nou, die woord van die Here leer vir ons moet lief hê en ons moet omgee vir mense en al die goedjies. Nou, ons weet mos ons moet in goeie verhouding met mense lewe. Maar daar's 'n plek in die Bybel en ons lees dit in Romeine 12 vers 18. Hy sê as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So as ek nou die versie reg verstaan, dan is daar die moontlikheid dat daar mense is met wie ek nie in vrede kan leef nie. Julle is nou doodstil. Julle kyk my soos julle my nou nie glo nie. Maar dis mos nou wat hier staan. Hy sê, as dit moontlik is, okay? Ons dink alle dinge is moontlik, sover dit van julle afhang, met ander woorde, as dit nou van my afhang, moet ek seker maak dat ek in vrede leef met ander mense. Nou, wat daarvan as die ander mens nie met my in vrede wil leef nie? So daar is 'n moontlikheid dat iemand nie met my in vrede wil leef nie. Ek weet nie hoe iemand dit kan regkry nie. Staan, ek is so 'n nice ou. Maar ons verstaan dit, nee, iewers te langs die pad is daar mense met wie ons nie in vrede kan leef nie, of wat nie met ons in vrede wil leef nie. Maar hy sê sover dit van ons afhang. So ons gaan nou vanoggend 'n bietjie gesels oor die goed wat van ons afhang. En ek wil nou begin met 'n paar moeilike mense, die soorte, tipes moeilike mense. Nou jy kry seker baie meer as die lysetjie wat ek nou hierso het, maar ons gaan 'n bietjie by hulle stil staan. Ek wil net so vinnig deur 10 van hulle werk. Ons moet een ding verstaan, daar's 'n spreekwoordjie wat sê hurting people hurt people. Né? Hurting people hurt people. So ons moet verstaan, baie keer wanneer mense moeilik is dit reeds as gevolg van die feit dat daar in hulle harte 'n hartseer en 'n pyn is. So die meeste mense weet nie as hulle tree so op nie. Dis net daar, dis net so half soort van outomaties. En soos met alle gevalle in die konteks van verhoudinge, die enigste manier om sulke goedjies op te los is deur kommunikasie. So, die eerste moeilike een wat ons kry is die Sherman tank, of enige tank wat jy kan enige naam daarin sit. Julle ken nou, wat is 'n tank? Hy loop oor alles en as jy verkeerd na hom kyk, dan skiet hy jou uitmekaar uit. Nou, dis nou daai aanmatigende, kortaf tipe mense. Jy weet, hulle is, ons sou nou sê hulle is kort van lont. Julle ken daai een, né? Okay? Dat is net asof hulle die hele tyd so half kwaad is. En jy moet net pad gee voor hulle. Hulle is reg en dis reg of weg. Nou, mense wat soos 'n Sherman tank optree, is mense wat gewoonlik uit woede uitwerk. Hier diep binnekant is 'n stukkie woede. Nou waar hy dit vandaan kom, uit die aard van die saak kan dit kom uit wonde uit en allerlei goed wat nog nie verwerk is in hulle lewens nie. So dis goed wat vanuit wonde kom. Dis die tipe mens wat net nie omgee vir jou gevoelens en hoe jy voel nie. Hulle gaan maar net boor jou. Dan is daar die skerpskutters, sharpshooters. Dis die ouens wat wegkruip, nee, hulle maak hulle self so toe. Dis die ouens wat so die vermoë het, nie ouens nie, vrouens ook, nee, okay. Net dit by sê, ek praat nou soos die Bybel praat, hy praat van hy en hom, dan bedoel hy eintlik maar almal, nee, vrouens ook, broeders en susters. Okay, die skerpskutter is nou die tipe persoon wat, hulle gebruik sarkasme en sulke tipe van woordjies om jou so 'n bietjie by te kom.
Maar dit is so verskuil. Dis nie iemand wat sommer net reguit na jou toe loop en vir jou vertel wat hulle van jou dink nie. Of hulle hou nie van jou nie. Maar hulle gebruik sulke julle ken mos sarkasme, né? Okay? Hulle is so half sarkasties, so voor die mense. So hulle kry jou so by, so met 'n tik jou met 'n speld en dis die hele tyd net daai hulle soek moeilikheid, maar hulle is nie openlik nie. Hulle kruip weg, hulle maak hulle self toe. En dan baie keer gebruik hulle humor en dan sal hulle vir jou sê, ag, is net 'n grappie. Maar hier in hulle hartjie sê ek het jou. Get jou. Nou, dis daai verkleinering van mense, dit breek jou af. En gewoonlik mense soos hierdie werk vanuit jaloesie uit. En ook vanuit 'n plek van vrees. Dan die volgende is die tydbomme of ballonne. Wie van julle het al 'n ballon opgeblaas? Ek dink almal het al. Maar dan sê hulle vir jou, nee, jy moet hom so groot as moontlik opblaas. Dan blaas jy hom tot by daai plek waar jy nou voel, kyk as ek nou nog een keer blaas, nee, dan gaan hierdie ballon bars. Maar jy is so half versigtig dan. Dis soos 'n tydbom of 'n landmyn, wat ook al jy dit wil noem, jy is die hele tyd so versigtig om hulle, want jy weet nie wanneer hulle ontplof nie. Dis soos hulle simmer die hele tyd so. Jy is die hele tyd versigtig, nou soos jy sal loop op eiers, né? Kyk, dis daai mense wat bedreig voel en hulle situasie veroorsaak dat hulle so, jy's die hele tyd versigtig. Jy weet nie wat om te sê of wanneer om iets te sê of hoe om dit te sê nie, want dan gaan hierdie bommetjie bars en dan is jy in die moeilikheid. En dan is dit nie lekker nie en hulle staan gewoonlik as hulle dan verbaal, weet die goed kom dan uit en praat te veel. Nou mense wat soos tydbomme werk is gewoonlik mense wat manipuleer. Okay, hulle wil sekere gedrag by jou ten gevolge hê, so hulle tree op 'n manier en dis hoe hulle dink hulle moet optree sodat jy sekere gedrag gaan verander volgens hulle wil. En ook mense tree so op vanuit vrees. Dan is daar nou die professors. Okay? Nou ek moet laat ek nou net gou mooi sê. Nie, dis net 'n naam. Ek sê nie dis hoe professors is nie. So as dat dalk 'n professor hier is, ek sê nie jy so nie, ek gebruik net die naam, okay? Dis nou gewoonlik mense wat baie vertrouens het in hulle vermoëns. Hulle ken, hulle het kennis, hulle het vaardigheid, hulle verstaan goeters, maar hulle is ook geneig om hulle opinies baie duidelik te stel aan jou. Dat jy net verstaan, jy is eintlik verkeerd en hulle is eintlik reg. En dis daai tipe van mense waarmee jy te doen het, wat die hele tyd reg is en jy's verkeerd. Hulle is baie, in Engels sal ons sê opinionated, né? En hierdie gedrag kom vanuit trots. Ek weet alles, en niemand weet anders te nie. So ek is die slimste, ek is die beste. Ek kan onthou, toe ek nou nog, baie jare gelede, in die weermag het ons een van die ouetjies wat saam met ons 'n troep was, toe ek nog 'n troep was, dit was baie lank gelede. En ons het naderhand so 'n grap gemaak. As ons nou sit en gesels mekaar, dan sal ek nou sê, my pa is nou, ek sê maar nou in die weermag, my pa is 'n kaptein, dan sal hy onmiddellik sê, sy pa was 'n majoor. Jy weet, as ek sê my oom is 'n onderwyser, dan sy oom 'n professor. Hy met altyd, met alles, ons het nader 'n grap gemaak en sê, wat kan hierdie ou nie uitdink nie? Jy weet, dan dink ons nou goeders uit om te kyk of hy een beter gaan. Hy gaan altyd een beter. Hy het altyd beter geweet ook as jy. Jy weet, as jy sê ek kan drums speel en sê hy, ja, wel, kan jy hierdie so maak en hy verstaan alles. Dis professors, okay. Hulle weet net altyd alles beter as jy. Dan is daar uit die aard van die saak, die professor weet iets. Die volgende ouens dink hulle weet iets. Ek moes daar enetjie inkry. Okay. Dis nie ook nie so nie, né? Party van hulle weet iets. En hulle is baie duidelik om vir jou te sê hulle weet iets. Okay, maar die politikuste, die mense wat optree soos kundiges, maar nie eintlik baie kundig is in hulle gebied nie.
En hulle kan baie praat. Hulle is gewoonlik baie charismatiese mense en enthousiastiese soort mense en hulle hou daarvan om te preek oor die onderwerp wat hulle goed verstaan en om vir jou te verduidelik presies waar jy staan en wie jy is en hoekom jy moet dink soos hulle dink en die pad loop wat hulle loop. Nee, en dit kom vanuit arrogansie en gewoonlik uit verwaandheid. Okay. Nou weer eens, ek gebruik net die naam, ek sê nie politikuste is verwaand nie. Ek sê dit net, want ons saai dit uit. Net dan luister iemand na my en dan kry ek 'n briefie. Okay. Dan is daar die hondjie in die venster, mense. Kan julle hierdie hondjies onthou? Wie van julle kan die vir op die dash onthou? Kyk, as jy nou jou hand opsteek, nee, dan weet ek jy's vrek oud. Okay, ons ken die vir op die dash. Kan jy nog onthou dat daar agter in die venster, agter die agterste sitplek was so 'n plat plekkie, né? Ja, die vensterbankie in die agterkant, dis waar die hondjie gewoonlik was. En as jy ry, dan maak jy hondjie so. Dis hulle hierdie. Okay, dis die tipe mense wat net ja sê vir alles. Hulle stem saam met alles, asof hulle 'n swak selfbeeld het en versigtig is om hulle eie opinie te rig. Dis mense wat nie selfgeldend is nie. En as kinders van die Here het ons die reg om selfgeldend te wees. Ek kan uitdrukking gee aan myself en hoe ek voel en hoe ek dink. En jy hoef nie ja te sê vir alles nie. En hierdie tipe van mense is mense wat ja sê. En jy sal vir iets vra en sal vir jou sê ja, hulle sal dit doen, maar in hulle harte wil hulle dit nie doen nie, want dit is nie lekker nie en dit is onaangenaam, hulle het miskien nie tyd nie en hulle doen nie die werk klaar nie en jy moet altyd dan weer opvolg om seker te maak dit word gedoen, want hulle het gesê ja, want hulle sê ja vir alles. Die hondjie in die venster. Okay. Dan is daar die besluitlose mense. Mense wat nie kan besluite neem nie. Nee, hulle is gewoonlik mense wat uit vrees lewe. Hulle vermy dit om besluite te neem. Hulle sal altyd vir iemand anders vra, neem jy die besluit? Ag, sê jy maar, doen jy dit maar. Daar's net nie 'n plekkie waar hulle kan sê, ek kan besluite neem op my eie nie. Ek kan redeneer en dink en dan vir myself sê waarheen om te gaan. En ek kan dit verbaliseer. Ja, ek kan vir iemand sê, dis hoe ek voel oor die saak, dis wat ek dink oor die saak, en weet julle wat, né? Ons mag met mekaar verskil, né? Nou is julle doodstil, dis nie 'n trick question nie, né? Ons mag met mekaar verskil, dit gaan net oor hoe ons met mekaar verskil, dis die sleutel. Dan, hierdie ene ken ons almal, die dikmond kindertjies, mense, peuters, né? Dis maar eintlik kinders en groot mens lyfies, né? Wat die hele tyd dik mond is, weet, hy lippie hang, so julle ken dit almal, ons almal het al kindertjies gehad wat daar deur is. Dis mense wat net, as hulle nie hulle sin kry nie, dan onttrek hulle. Dis, jy kan in dieselfde, hier sit die ouens met die stilstype. Ja, moenie met my praat nie. Okay, daai tipe van dinge. Ek dink nou aan my klein seun hierdie week, as ek nou moet sukkel met hom. Ek het sy brandweerstasietjie wat gebreek was toe hulle getrek het, nou opgebou met Legos. En toe bou oupa nou verkeerd. Toe bou oupa 'n stukkie wat nie daar moet wees nie. Jog, my was ongesukkel met my. En hy is toe sommer nou hierdie lang lip, gooi hy arms net so. Oupa, jy's verkeerd. Okay, nou dis nou hierdie, ek kry nie my sin nie, en nou is ek dikmond. Kry nie my sin nie, en weet julle wat, hierdie is net 'n manier om te manipuleer. Hy wil hê, of sy wil hê, jy moet jou gedrag verander, na wat hulle wil hê dit moet wees. So daai gedragverandering, en dit kom vanuit woede, en dit kom ook vanuit vrees, hulle hou op praat, maar jy kan sommer sien, hulle is nou kwaad, want hulle het nie hulle sin gekry nie. Dan is daar die pessimiste, die mense wat die hele tyd, als is die hele tyd verkeerd, of nie verkeerd nie verkeerd is nie die regte woord nie, als is die hele tyd nie reg nie, nie lekker nie, als is negatief, ag, jy kan dit nie doen nie. Jy weet, jy het dit net klaar gedoen en sê hulle vir jou, jy kan dit nie doen nie. Dis nou die tipe mense, dit kom vanuit 'n swak selfbeeld en vanuit vrees uit. Mense wat
As daar enige verandering, ek lees eendag 'n stukkie van 'n ou wat sê man, die weet ek was al so 7 pastore gewees, jy weet in hierdie gemeente. Dis nou iemand wat nou in 'n gemeente sit, al deur so 7 pastore gewees en almal van hulle wil goed verander en ek was teen dit alles gewees. So party mense is net eenvoudig teen alles. Maak nie saak wat dit is of hoe dit is of hoe dit werk nie, hulle is maar net daarteen. So dis die pessimis en dan is daar die complainer, die klaarkouse, né? Jy kan nou, wie van julle het al gaan swem? En dat jy klaar geswem. Nou, ek praat nou van 'n swembad of nou by die see of wat ook al en dan trek jy jou swembroek uit en ding is nat en so aan en dan kom iemand en sê ons wil ook gaan swem. En dan moet jy weer jou nat swembroek aantrek. Dis nie lekker nie. Nou, dis hulle, hierdie. Dus as jy daai nat broek so aantrek, jy wil graag gaan swem, maar jy gaan moan daaroor. Want hierdie swembroek is nie lekker nie, né? Dis mense wat met trots sit, met selfsugtigheid, met onverwerkte woede, en hulle fokus is gewoonlik op hulle self. En daarom sal ek kla, en moan, en groan, oor elke ding wat nie volgens my sin is nie. Wat nie volgens my reg is nie. Kyk, daar's nie 'n probleem daarin wanneer ons vir iemand sê ons hou nie van 'n situasie nie. En as jy so eenmal in 'n blue moon dit doen, is dit oukei. Maar as jou lewe hier uit bestaan, dan is jy 'n moeilike mens. En weet jy wat, as jy nou na jouself kyk en jy sê vir jouself, ek het net moeilike mense in my lewe. Miskien is dit nie hulle nie. Miskien is dit jy. Miskien is dit so moeilik te dink, dalk is dit jy wat die moeilike probleem is, né? Okay, so daar's 'n paar waarhede wat ons net vinnig moet bystaan. Die eerste een is, almal het 'n moeilike mens, iewerste, een of ander tyd, een of ander plek, by jou werk, by jou huis. Okay. By jou werk, by jou huis, by die skool, waar ook al, daarby, waar ook al jy, daar's moeilike mense. Hulle is maar oralster en almal is daar. En een of ander tyd is almal van ons 'n moeilike mens vir iemand anders. Is dit nie so nie? Ja, een of ander tyd is jy die moeilike mens. Nou, as gevolg van wat ook al, miskien jou pyn, jou hartseer, jou wonde, jy wat ook al waarvanaf dit kom, is jy's dalk die moeilike persoon. En een of ander tyd is jy een vir ander mense. Ons kan hulle nie verander nie, gewoonlik is moeilike mense, verander nie maklik nie, maar ons kan leer om saam met hulle te werk. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Ons gaan nie met alle mense ewe goed oor die weg kom nie. Ek dink ek het dit al sekerlik gesê in die 7 jaar wat ons nou al hier is, wat ek nou al preek in die gemeente. Somtyds, wanneer jy met mense te doen het, kom ons sê is 'n groep, of jy word voorgestel aan iemand, en dan besef jy net, ek en hierdie persoon, ons gaan nie pelle word nie. Dis nie dat jy die persoon haat nie, dis nie dat jy dink, man, dit is 'n skorrie-morrie tipe mens nie, dis net dat jy, daar's net nie 'n koneksie nie. Julle verstaan dit? Ja, so, nie alle mense kom met mekaar oor die weg nie. Ons hou nie almal eweveel van mekaar nie. Daar's mense waarmee jy sommer lekker kan gaan sit en jy gesels en jy kuier lekker saam en dis net so nou in mooi Afrikaans sal sê ons gel, né? Okay? So dis daai die koneksie is daar, maar daar's mense wat jy net nie daai koneksie mee maak nie. Dis Professor Hatting, wat nou ons dosent, een van ons dosente was op college, het vir ons in praktiese teologie, hy eendag het dit gesê, dit het nou maar net by my gebly. Sê die ouens het mense navorsing gedoen oor wat gebeur wanneer 'n nuwe pastoor in 'n gemeente kom. Nou, dit is nogal interessant, dit is maar hoe dit werk. So as jy nou niet is, kom ons sê ek is nou my eerste dag hierso, dis nou my eerste preekie hierso. Kyk hierso, dan sit die mense wat baie lank laas in die kerk was, né?
Want almal kom kyk na hierdie nuwe ouetjie, né? Wie hy is en wat hy is en hoe lyk hy en hoe praat hy en hulle sit hier, baas ouens wat 4, 5 jaar laas in die kerk was, hulle sit skielik daai dag is hulle hier, hulle is nog steeds in hierdie gemeente. En ander ouens het al vergeet hulle is hierso, maar hulle is hier en hulle sit daar. So nou sit almal daar en hulle luister na die preek. En volgende week is die helfte weg. Val as jy swak gepreek het. Ja, maar nou, wat hulle toe nou sê, die wetenskap sê vir ons dat ten minste 14% van mense in 'n gemeente sal nie van jou hou nie. So as jy dit nou deurtrek na die wêreld toe, is dit seker dan nou nog meer. Ek wil ons is mos nog baie liefdevolle mense en ons gee om vir mekaar en ons hou van mekaar. Weet al daai mooi goedjies, jy weet. Julle is doodstil vanoggend. Ons hou ons van mekaar. Ons is mos nou kindertjies van liewe Jesus, né? Okay, ja, ons hou almal van almal. Nee, dis nie so nie. Dis nie waar nie. Dus sommige mense hou jy net minder van. En ons moet dit net besef. Dit is so, dis nie te sê jy haat hulle of jy gaan nou sleg teen hulle optree nie of dis net ons is net nie op dieselfde vlak met mekaar nie. En is makliker om met daai persoon vas te sit as om met iemand van wie jy baie hou. Is ons so? Ja. Dit is makliker om met daai persoon vas te sit en moeilik met so 'n persoon te werk. Okay. Ons moet nie verwag dat almal van ons sal hou en ons lief hê en met ons saamstem nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons moet ons verwagtinge van onsself en ander mense moet ons bestuur. So ek en jy moet nou kyk en vir onsself sê, weet jy wat, ek moet 'n keuse maak, hoe gaan ek my moeilike mense hanteer? En weet jy wanneer moet jy die besluit maak? Jy moet daai besluit maak die oomblik, of nie die oomblik as jy met hulle te doen het nie, want dan tree jou emosies en dan is dit te laat om te besluit hoe gaan jy dit hanteer. Kom ons sê jy het daar's 'n moeilike mens by die werk. Okay? Of daar's 'n moeilike mens by jou vriendekring of in jou familie. En jy weet nou, ek gaan nou kuier by die familie of ek gaan nou werk toe en ek gaan nou met hierdie persoon te doen hê. Jy moet voor die tyd besluit, hoe gaan jy die situasie hanteer? Neem vooruit die besluit, dis hoe ek het gaan hanteer, sodat jy nie dit hanteer wanneer jou emosies begin oploop nie. Want moeilike mense het die geneigtheid om ons moeilik te maak. Of miskien moet ek dit anders omstel. Ons het die geneigtheid om moeilik te word wanneer ons met moeilike mense te doen het. Dit klink vir my beter, okay. Iemand kan my nie so maak nie, ek maak myself so, nee. So ons reageer op 'n sekere manier, omdat ek nou maar besluit voor die tyd, dis hoe ek hierdie situasie gaan hanteer. As hierdie persoon so met my praat, as hierdie persoon so met my doen, as hierdie persoon op hierdie manier optree, dis my gedrag wat ek wil en gaan openbaar. Neem die besluit vooraf. Sodat wanneer jy daar kom, jy gereed is. Moenie wag vir die situasie, want dan gaan jou emosies jou regeer. En dis eenmaal die verkeerde ding om jou te laat regeer. Jy kan nie dat doen nie. Okay, ons gee te gou op met sommige verhoudinge. Dis so. Dit is baie maklik om ons rug te draai op mense wat ons mee verskil. Okay? En ons moet dit op die regte manier hanteer. Ons kom die beste oor die weg as ons geestelik en emosioneel volwasse is. Okay? So emosionele volwassenheid, emosionele intelligensie, hoe meer ek emosioneel en geestelik volwasse is, hoe makliker is dit om ander mense te hanteer, wat moeilik is. Okay, so, kom ons gesels gou oor die Bybelse reaksie. Die eerste plek, neem kennis dat jy nie almal kan tevrede stel nie. Handelinge 4 vers 1 tot 2. En terwyl hulle besig was om die volk te spreek, terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer in Jesus en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. As ek en jy nou na hierdie kyk, die disippels is besig om die mense te leer oor Jesus en oor die opstanding, met ander woorde dat hy opgestaan het, dat hy die Here is, die verlosser is, die Messias is. Dis 'n goeie ding, is dit nie?
Dis 'n wonderlike ding, maar die godsdienstige mense, en hy sê dit daar, die priesters, die hoofman van die tempel en die Sadduseërs het almal opgestaan en hulle was baie ontevrede dat hulle besig was om eintlik iets baie goeds te doen, om ander te mense te leer oor Jesus. Nou hierdie mense, die priesters, die hoofman, die Sadduseërs, dis mense wat in Israel en in hierdie tyd met die Jode 'n baie hoë aansien gehad het. Mense wat die mense nou verwag, man, hierdie mense, hulle is eintlik die godsdienstige leiers. Maar nou val hulle ons aan en hulle is baie ontevrede. Broer en suster, as jy moet verstaan, ek en jy moet verstaan, nie almal stem met jou en my saam nie. Elke keuse wat ek en jy op hierdie aarde maak, het gevolge. Elke keuse, maak nie saak wat dit is nie, self my keuse om nie iets te doen nie, het gevolge. So soms wanneer ek 'n keuse maak in hierdie lewe om sekere goeders te doen, gaan daar mense wees wat met jou verskil. Besef dit. Maak vrede daarmee. Kry in jou hart hierdie rustigheid in jou hart en in jou siel en jou gees, dat daar is mense wat nie met jou gaan saamstem nie. En terwyl ek en jy as 'n kind van God, ek kan onthou, toe ek op college was, gestudeer het, was daar ek kom uit die weermag uit, ek was 9 jaar in die weermag, so ek kom vanuit 'n baie sterk gedissiplineerde omgewing. Infanterieskool in Oudtshoorn. Dissipline is die hoogste ding wat daar is, waarde. So ek is 'n geweldige gedissiplineerde persoon. So nou kom ek kom vanuit daai milieu, nou stap ek in die college in. Kom ons sê dan nou in die konteks van, as jy nou in die weermag was, het jy die weermag en dan het jy die sekulêre wêreld. Dis alles buitekant die weermag. So nou is ek in die kerk, en as ek nou in die kerk is, en dan is die sekulêre wêreld, dis almal buitekant die kerk. So, maar nou stap ek binne in die weermag, stap ek uit die weermag uit, binne in die college in. En vir 9 jaar het ek opleiding gedoen met troepe, wat nou net in die weermag kom, oukies wat net uit die skool uitkom, en dan seker is van hulle wat gegradueerd is, maar oukies wat nou net uit die skool uitkom, hulle is rou, hulle is kinders. En jy het deur 'n proses gegaan, en daar's prosesse wat jy deur gewerk het. En op die einde van die dag, na 'n jaar se opleiding, staan daar 'n man voor jou. Nie meer 'n kind nie, daar staan 'n man voor jou. Hulle het groot geword. Want jy het hulle groot gemaak. Dit was wat jy gedoen het. Nou stap ek in die college in, en hier kom hierdie oukies. Nou net uit die skool uit. Stap hulle daarin. Met 'n houding. Nou, jy sal nie die manne glimlag nou, want hulle sal weet wat beteken houding. Ja, dis daai houding van ek het gearriveer. Jy weet, ek gaan nou 'n pastoor word. Ek gaan nou studeer. En hulle verstaan niks. Nou, daar was 'n enkele individu, kan ek onthou. Ek was, nou, in my eerste jaar was ek maar net 'n eerste jaar, so van my tweede jaar af was ek in beheer van dissipline. Kan jy dit glo? So, as die visievoorsitter van die studenteraad is verantwoordelikheid is dissipline. En nou, in college het ons dissipline gehad. Jy weet, jy het nie met 'n jean gekom college toe nie. Jy het ordentlike klere aangehad. En sekere tye moet jy das en baadjie aan hê, donderdag, woensdag, dinsdag en donderdag. Das en baadjie, jy het aangetrek soos 'n, ja, in 'n geval, jy het so aangetrek. Okay. En jou hare moes netjies wees. Jy het nie met lang hare daar aangekom nie. So, dit was my werk. So, maar jy was 'n enkele individu wat ek raak geloop het. En ek het hom eendag raak geloop in die straat, nou nie in die college self nie, toe draai 'n jean. Nou, die jean is nie 'n probleem nie. Maar hy dra jean wat nou hier geskeer is, hier is so. Ek weet nie hoekom skeer hulle die ding daar nie. Hierso, net so, hier vanaf tot daar is hy geskeer. Verstaan nog nie hoekom koop jy klere wat geskeer is nie, maar
Hulle doen dit. En hy stap daar en hy het sandals aan sy voete. Nou draai 'n jean met sandals, wil verstaan nou. Okay? En ek is nou net, jy weet, ek is nogal rou uit die weermag uit. En hier stap hierdie individu voor my, en dit was in 'n mall. En as hy so loop, dan steek sy onderbroek hier uit, hierso. So toe gryp ek die seun. En van toe af hou hy nie van my nie. En ek moet sê, op daai oomblik het ek nie van hom gehou nie. maar ek het hom uitgesorteer. Maar in die konteks van die college self, moes hy hom gedra, want ek bedoel, ek kon op 'n van die dag vir hom gesê het, hy moet loop. Hy hoort nie daar nie. So, nou, hy het my vermy. Weet, hy het my net heeltyd vermy. As ek so aankom, gaan hy daai kant toe, So, ons het die heeltyd 'n uitdagingkie gehad, want ek was redelik ontevrede met hom. So hy sou na my gekyk het en gesê het, ek is hierdie ou wat ontevrede is. Maar ek was ontevrede met hom ook gewees. En hy was ontevrede met my. So ons het nou maar deur hierdie saak gewerk. En ek het glad nie saamgestem met sy styl nie. En gelukkig het ons later bietjie groter geword en kon ons dit uitsorteer. Hy het vir my 'n broek gekry. En toe daal die vrede oor ons neer. So ons het toe vrede gekry met 'n nuwe broek. Dan wys jy wat 'n nuwe broek kan doen. Maar ons kom nie oor die weg met alle mense nie. En ons moet dit verstaan. En as iemand vir jou kwaad is, weet jy met hoeveel mense het ek al gesit en gesels oor foute wat gemaak is in die lewe. Foute wat ons as ouers maak teenoor ons kinders, wat maak dat ons kinders kwaad is vir ons, en met onvergewingsgesindheid en later rondloop. Foute wat ons maak met familie, met broers en susters, met vriende. En as gevolg daarvan is daar skering of is daar verwydering. En nou sit jy met hierdie probleem en dis nie uitgesorteer nie. En soms, ek kan onthou, ek het eendag met 'n man gesit, toe sê hy vir my, hy het al sy broer soveel keer om vergifnis gevra. Sy broer weier net om hom te vergewe. Hy weier net eenvoudig. Sê ek vir hom wel, daai eerste versie wat ons gelees het, ek weet jou hart dryf jou, en solank as wat jou hart jou dryf om vrede te soek vrede. Maar as hy dit nie wil hê nie, as jou broer nie die vrede wil hê nie, as hy nie vrede wil maak nie, jy kan hom nie dwing nie, en die Here gaan jou nie oordeel, omdat hy nie vrede wil maak nie. Jy moet jou pad met God reg hê. So ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So doen jy jou deel, maar daar gaan mense wees, wat dalk nie in vrede met jou wil leef nie. Doen jy net jou deel. Sorg jy dat jou kans skoon is, voor die mense en voor God. Voor die mense en voor God. En dan die volgende punt is, weier om hulle speletjie te speel. Refuse to play their game. Don't let them get to you. Hoekom tree mense op 'n sekere manier op? Hulle wil gewoonlik, is moeilike mense op 'n plek waar hulle wil een ding hê. Hulle wil by jou gedragsverandering hê. Hulle wil iets van jou hê. En omdat hulle dit nie kry nie, tree hulle nou op 'n sekere manier op teenoor jou. Of hulle voel hulle kry dit nie, nou tree hulle op 'n sekere manier op, want hulle het geleer van kind af, as jy op 'n sekere manier optree, kry jy jou sin. Dis soos die klein kindertjies, wat so maak en die lippe lank maak, en nou met hulle emosies deel, as jy nie toelaat dat hulle deur die ding werk, en met hulle werk, en dit op die regte manier hanteer, en dan leer hulle, nee, as ek so maak, kry ek reaksie. So nou is ek 'n groot mens, en ek kry nie my sin nie, dan maak ek ook so. Want ek het geleer, dis hoe jy reaksie kry.
Dis maar soos wat ek geleer is. Of ek het 'n woede-uitbarsting, of ek gooi 'n tantrum, of wat ook al jy doen, of wat 'n manier jy dit ook al doen. Moenie dat hulle in jou kop kom nie. Né? Do not let them into your heart and into your mind. Dis die twee plekke waar hulle, want as hy hier ingekom het, dan sit dan sit hulle hier. En dan hou jy nie van hulle nie, en dan sit nie lekker nie, en dan begin jy goeders bedink wat jy nie veronderstel is om te bedink nie. Matthew 22:18, we read the following, it says, but Jesus, aware of their malice, said, why put me to the test, you hypocrites? Show me the coin for the tax, and they brought him a coin, or bought him a denarius, and Jesus said to him, whose likeness and inscription is this? We know this, ons ken hierdie verhaaltjie, né? Waar hulle met hom, vir hom sê, moet ons belasting betaal, of moet ons nie belasting betaal nie, want hulle wou hom uitvang, hy gebruik die woordjie test. That word test, in the Greek can mean two things, test or tempt. Die konteks sê vir jou, wat is dit? Of dit kan al twee beteken. So, wat gebeur wanneer jy met 'n moeilike mens te doen het? Hy toets jou, sy toets jou, of die ander woord is versoek jou. En wat is die versoeking waarmee hy besig is? Dat jy sal reageer. En die vyand wil hê ek en jy moet reageer. Dis hoekom Jesus sê, moenie my versoek nie. Of hoekom versoek julle my? Julle soek 'n reaksie wat my gaan in die moeilikheid laat kom. Dis wat julle wil hê. Julle manipuleer my in 'n sekere rigting. Moenie broer en suster, moenie dat iemand jou manipuleer nie. Nooit nie. Ek sal eendag daaroor gesels, oor wat is manipulasie en hoe dit werk. Maar moenie laat iemand jou manipuleer nie. En manipulasie is baie keer openlik, reguit, en baie keer is dit sagkens en so om die hoekies en baie verskil, soos die skerpskutter. En hy's toegemaak en jy sien hom nie eens nie, maar hy's besig om jou te manipuleer om sekere gedrag uit jou uit te kry. So maak seker dat jy nie reageer nie. Moenie in reaksie kom nie, met ander woorde om weer wraak te soek nie. So wat moet ek doen? Wanneer ek met 'n moeilike mens te doen het jy een van twee keuses. Jy gaan of luister na jou emosies, of jy gaan luister na Heilige Gees. Wie van julle het al, wanneer jy so met iemand te doen het, daai gevoel gekry van iets wat so opkom? Het julle hom al gekry? Ja, hy kom so op. En jy voel hy kom hier. Jy moet hom net breek voor hy hier kom. Want as hy uitkom is dit moeilikheid. So as jy jou mond toe hou, dan gaan hy brein toe. Dis baie gevaarliker. So jy moet hom breek. Jy moet hom sluk, broer. Sluk hom as hy hier kom en jy sluk. Ja, ons almal het al gevoel, daai gevoel. Wat is daai gevoel? Wat is dit? Dis emosie. Dis emosie wat opstaan in ons en ek wil in reaksie kom omdat hierdie persoon op 'n manier opgetree het wat my nou te nakom. Hierdie moeilike mens maak die lewe nou vir my moeilik. En ek wil nie moeilik hê nie. So ek wil maklik hê. Daarom gaan ek nou reageer en ek gaan hierdie moeilike mens op sy plek sit. Nee, en dis die plek waar jy nie moet kom nie, want dan luister jy na jou emosies. Luister na Heilige Gees. En weet julle wat, dit is nogal moeilik. Veral as hierdie vinnig gebeur. En party ons is nogal vinnig met hierdie een wat so sê net daar en dan laat waai jy net. Jy sê goed wat jy nie moet sê nie. Jy doen goed wat jy nie moet doen nie. Jy tree op 'n manier wat jy nie moet optree nie. En ons almal het al in daai struik getrap. Almal van ons. So ons moet vir Vader, dis hoekom ek sê, besluit voor die tyd. As jy weet, ek het met 'n spesifieke persoon te doen wat moeilik is, besluit voor die tyd, hoe gaan ek dit hanteer? En vra, Jesus, gee vir my die vermoë, Heilige Gees, help my, dat as ek in hierdie situasie is, ek nie sal oorgee aan my emosies nie. Maar dat ek sal vashou aan U en my hart op U sal fokus, en sal luister wat sê Heilige Gees vir my. En broers en susters, soms
Dis nie te sê dat Heilige Gees gaan vir jou sê jy moet stil bly nie. Somtyds moet jy iets sê. Selfs as Jesus, in die vers wat ons nou net gelees het, toe die ouens hom versoek, toe sê hy vir hulle, hoekom versoek julle my? Hy het hulle aangespreek, maar op die regte manier, onder leiding van Heilige Gees. Maar somtyds, en ons sal nou kyk na die volgende versie, sê ek en jy moet rustiger raak, en ons moet nie reageer nie. Maar dit beteken ek moet nie reageer op die manier hoe daai persoon wil hê ek moet reageer nie. Om oor te gee aan my eie emosies, en nou het ons 'n geveg, nou het ons probleme. Nou sê ons goed, wat ons nie vir mekaar moet sê nie, ons praat op 'n manier wat ons nie moet praat nie, en dan het ons moeilikheid. In Matteus 5:33, julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Dis nogal 'n baie interessante woord, weerstaan. In die Grieks is dit antihestemie. Ja, met ander woorde, dis goed wat jy keer om hooikoors te kry. Dit kom van dieselfde woord af, antihestamien. Dit keer 'n allergiese reaksie. Dis waar die woord vandaan kom. So wanneer iemand na jou kom en is 'n moeilike mens en jy wil reageer, dis 'n allergiese reaksie, jy is allergies vir die ou. Die mens. Nou sê Jesus, moenie allergies reageer nie. Moenie kolle uitslaan nie. Moenie begin nies en hoes en proes nie. Moenie begin skree en raas nie. Moenie pers word of rooi word nie. Kry die antihestamien, Jesus Christus, Heilige Gees wat binne in jou is, help jou om beheer te hê oor jou emosies. Sodat jy nie in reaksie kom en die woordjie beteken eintlik, en daai antihestamie beteken, dit is om to forcefully declare yourself. Met ander woorde, om in iemand se gesig te gaan staan. Dis sê, hey, jy doen nie hierdie met my nie. Daai tipe reaksie. Hy sê, moenie daai pad loop nie. Draai eerder die ander wang. Kry beheer oor jouself, sodat jy nie in reaksie kom nie. Teenoor dit wat 'n moeilike mens jou pad langs bring nie. En dan bid vir hulle. Kom ek vra gou vir jou 'n vraagie. Hoekom bid ons nie vir mense wat moeilik is nie? Want ons dink ons woorde is genoeg. Ons dink ons dade, ons gedrag teenoor die persoon is genoeg om hierdie situasie uit te sorteer. Maar dit is nie genoeg nie. Ek en jy het nodig om te bid. Dat die Here mense se lewe in harte sal verander. Matthew 5:44-45 says, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and the good, and sends rain on the just and the unjust. Pray for those who persecute you." Hy sê, dis hoe kinders van die Vader optree. Bid vir daai persoon. Wat is die grootste, ek sê dit nou nog vir een van my kindertjies. Wat is die grootste, ek wil nie sê belediging nie, maar die grootste ding wat jy aan jou vyand kan doen? Dink gou 'n bietjie in jou kop. Wat is die ergste ding? Wat is die ergste ding wat jy aan jou vyand kan? Kom ons sê iemand is nou jou vyand. Hulle is nou wat ook al hulle met jou wil maak. Wat is die ergste ding wat jy aan hom kan doen? Maak hom jou vriend. Maak hom jou vriend. Dis die ergste ding wat jy aan iemand kan doen. As jy so optree dat jy daai persoon jou vriend kan maak, en vra Jesus om jou te help daarmee. Dat iemand wat jou vyandig gesind is, kan omdraai en jou vriend kan word, en vir jou kan opstaan. Maar dit hang af van hoe jy optree. Nie hoe hulle optree, van jou af. So bid,
Die Here kan iemand se hart verander. Hy kan ingryp in situasies. Daar was al 'n paar keer in my lewe wat ek met iemand iewers langs die pad 'n moeilike gesprek moes gehad het. En ek het elke keer vir Vader gevra, Here, kom help vir my asseblief. Ek wil nie in my eie krag in hierdie gesprek ingaan nie. Ek wil nie met my eie denke en my eie vermoëns hierdie gesprek hanteer nie, want ek gaan droog maak. Ek kom vra U help vir my, maar ek vra U berei die hart voor van die persoon wat ek mee gaan praat. En sonder uitsondering het die Here nog elke keer vir my ingegryp. Dis wat hy doen, daar is krag in gebed. Beheer jou hier meer. Okay, belangrik, daai emosie wat nou so in warwelbok gaan kom. Die woord Spreuke sê vir ons, Spreuke 16, Proverbs 16:32, Spreuke. Die lankmoedige is beter as 'n held. En hy wat sy gees beheers as die een wat 'n stad inneem. Kry beheer oor jou woede, jou hier meer. Want gewoonlik wanneer iemand moeilik is, dan raak ons moeilik. Nee, en dan het ons twee moeilike mense. En twee moeilike mense maak net moeilikheid. So kry dit onder beheer. Wees vinnig om te vergewe en nog vinniger om vergifnis te vra. Ons ken dit almal, dis 'n eenvoudige reël binne in die woord van die Here en dis baie eenvoudig. Matthew 6:14-15 says, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Dis eenvoudig. Vergewe. Wees vinnig om te vergewe, maar wees net so vinnig om te sê, ek is jammer, vergewe my asseblief. Ek moes nie so gepraat het nie, ek moes nie so opgetree en dit kos jou niks. Kos jou niks. Wat is die ding wat keer dat ek en jy vergifnis vra? Trots. En dis 'n lelike ding op sy eie. So deel met jou trots en vra vergifnis so gou as moontlik. En dan laastens, onthou, alle mense is God se vingerafdruk. Alle mense is geskape na sy beeld. Genesis 1:27, en God het die mens geskape na sy beeld. Ook daai moeilike mens, ja, die beeld van Christus in hom is nou so 'n bietjie de mekaar. Sonde en wonde en die wêreld en die lewe wat met mense gebeur, maak mense de mekaar. My vroukie, sy het nou geloop, so nou kan ek my gou ietsie sê. Ja. Weet julle hoeveel keer het ek al in 'n situasie gekom waar ek te doen het met moeilike mense. Nou sy is my klankbord, ek sal met haar praat oor goed. En dan sal ek nou wil reageer op die situasie, of op die woorde, of die dade, of die gebrek daarvan. En dan sal ek nou met haar praat. Nou uit die aard van die saak, soos enige doodgewone mens, sal ek soms driftig raak in my uitdrukking. So ek sal 'n bietjie opgewonde raak, soos wat ons nou maar raak, wanneer ek nou voel, iemand is dan nou heeltemal van die wa af. En dan sal sy altyd vir my sê, waar kom hy mens vandaan? Wat het met daai mens op sy lewenspad gebeur, wat veroorsaak dat hy of sy nou so optree? Neem dit in ag. Dalk loop daar 'n mens met baie hartseer en baie pyn as gevolg van hierdie lewe, en dit maak hom of haar 'n moeilike mens. So voordat jy reageer om reg te stel, reageer eerder om genesing te bring. So gelukkig het ek 'n vroutjie wat my help. Die probleem is, as sy nou nie daar is om my te help nie. So ek en jy kan in vrede leef met mense. En dis wat die Here wil hê ons moet in leef. Maar daar is sulke goed soos moeilike mense.
En miskien het jy ene. Miskien sit jy vanoggend hier vir jouself en sê, miskien is ek een. Wel, Heilige Gees sal met jou praat. En ek weet, ons kan na Vader toe gaan met ons moeilike mense. En vir hom vra, help my asseblief. Kom ons maak ons oor toe en bid ons saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat U ons leer. Dankie dat U in ons harte werk, dat U ons help. Ek eer U daarvoor. Dat U ook vanoggend in ons lewens inspreek. En ek dank U dat U dit doen. Terwyl jou oë gesluit hou, miskien het jy 'n moeilike persoon iewerster in jou omgewing. Waar ook al. Dalk is dit 'n buurman. Dalk iemand so eentjie in die straat af, dalk 'n familielid. Maak nie saak jy by die werk, oralster, daar's moeilike mense op alle plekke. En jy stoei daarmee. Ek wil graag saam met jou bid vanoggend. Vader, vra om jou te help met wysheid en insig. Vir Jesus vra om jou hart te help, om jou hart uitgesorteer te kry en vir Heilige Gees om in jou lewe in te spreek en jou te help om dit op die regte manier te hanteer. En dat die ander persoon se hart ook sal verander. Miskien voel jy dat jou eie hart 'n bietjie moet verander. Ek wil graag saam met jou bid. So as jy so iemand het waarmee jy stoei, staan gou op jou voete, sê net, Here, ek kom met hierdie persoon na U toe. Ek kom gee hom of haar vir U. Is nie 'n ingewikkelde uitnodiging nie. As jy weet jy het hulp nodig daarmee, kom ons gaan na Jesus toe, ons vra hom om ons te help. Hy weet wat om te doen en hoe om dit te doen. Al verstaan ek en jy nie hoe nie. Ek weet nie, Here, hoe om dit te doen nie. Miskien, ek weet nie, 'n kind, 'n pa, 'n ma, 'n broer, 'n suster, familielid. Jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, Here, maar ek kom nou na U toe. Dan moet jy gou op jou voete staan, dat ek saam met jou bid. Jesus, U ken elkeen van hierdie mense wat hier voor U staan. U ken hulle harte, U ken hulle lewens. Daar's niks wat vir U verborge is vir nie. U weet wat die situasie is, U ken die omstandighede. Ons kom staan nou voor U, want ons is afhanklik van U om ons te help. Here, soms het ons al 'n paar tree geloop saam met mense, om te probeer om dit uit te sorteer, en dit kom net nie reg nie. Daarom kom vra ons nou vir U, Here, in die eerste plek, dat U ons sal help. Vir ons sal help, dat ons harte uitgesorteer sal wees. Dat ons reg sal dink, reg sal voel, reg sal reageer, met ons hart en met ons lewens, asseblief. Nou wil ons ook bid vir die moeilike mense wat daar is. Dat U ook hulle harte aanraak en verander. Here, as daar afstand gekom het tussen ons en hulle, dan kom vra ons U, Here, kom, help ons om dit te oorbrug met U liefde, asseblief. En dat wanneer ons dit oorbrug met U liefde, en ons oor hierdie bruggie stap na die ander persoon toe, dat dit uitgesorteer kan word, gehanteer kan word. Here, help vir ons asseblief, almal van ons, om met moeilike mense te kan werk, om hulle te kan hanteer, om hulle te help om by genesing uit te kom, Here. Eerder as om hulle op hulle plek te sit, dat ons hulle uit sal sorteer, en hulle sal help om by genesing te kom, asseblief. Dankie dat U vir ons daarmee help. Geef ons wysheid en insig in elke situasie, Here. Elkeen van hulle wat hier staan, sê, hier is iemand, miskien meer as een, waarmee ek stoei. Help my, Here, en ons bid dit in Jesus naam, en ons dankie dat U ingryp in elke omstandigheid, in die naam van Jesus, die koning van die konings, en ons gee aan U al die eer en die lof en die aanbidding daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.